Welkom by Koffie en Kwadrate. In les 9 het ons oor loodregte lyne geleer en wanneer kruislyne teen 90 grade. En ons het geleer hoe om te wys dat twee lyne loodreg is. Nou vandag kyk ons bietjie meer na vorms en hoe om die middelpunt van 'n lynstuk te bepaal. En die middelpunt van 'n lynstuk is maar net die presiese middel tussen twee punte. So my lesdoelwitte vir ons is om aan die einde van hierdie les te behoort te verstaan wat die middelpunt van 'n lynstuk beteken, die middelpuntformule te kan gebruik, die x en y koördinate van middelpunte kan bereken en middelpunte in eksamenstel vrae te kan toepas. Nou, wat is 'n middelpunt? Wel, kom ons teken 'n lyntjie. 'n Middelpunt is wanneer jy 'n lynstuk het en ons noem die een kant A en die ander kant B. Hier is jou twee punte. Dit is jou lynstuk. Jou middelpunt is die presiese punt halfpad tussen hulle. So ek gaan nou net skat. Hierso, dis omtrent ons middelpunt. Met ander woorde, dit is die afstand van A na die middelpunt is presies dieselfde afstand van die middelpunt na B. So hierdie en hierdie deeltjie moet gelyk wees. OK. So, hoe vind ons die middelpunt? Ons neem die gemiddelde van die x-waardes en die gemiddelde van die y-waardes. Die formule is redelik eenvoudig. Ek gaan dit in rooi skryf vir ons. So die middelpunt is die eerste x-waarde plus die tweede x-waarde oor 2. Sien jy, ek vat die gemiddelde, want daar's twee waardes, so ek meen, logies moet jy dit deur 2 deel. OK, en dan het jy jou y-waarde plus jou tweede y-waarde gedeel deur 2. Dit is jou middelpuntsformule. OK. Met ander woorde, die x-koördinaat van die middelpunt is die eerste x-waarde. Kom ons sê, hier is jou eerste x en jou eerste y. En hierdie is jou tweede x en jou tweede y. So dit is jou eerste x-waarde plus jou tweede x-waarde gedeel deur 2 en jou eerste y-waarde plus jou tweede y-waarde gedeel deur 2. OK, kom ons vat 'n voorbeeld en ons probeer dit doen. OK, kom ons sê, ons het A is 2 en 4 en B is 8 en 10. Alright, jy skryf jou formule neer en dan vervang jy die waardes in. Nou, kom ons doen dit. So ons eerste x-waarde is 2, ons tweede x-waarde is 8, gedeel deur 2. En ons eerste y-waarde is 4, ons tweede y-waarde is 10, gedeel deur 2. Alright. So 2 plus 8 is 10, gedeel deur 2 is 5. En 4 plus 10 is 14, gedeel deur 2 is 7. En daar het jy jou middelpunt. M is 5 en 7. Nou, hoekom werk die formule? Kom ons kyk nou maar net gou na die x-waardes. So by A is x gelyk aan 2 en by B is x gelyk aan 8. Die middelpunt tussen hulle is 5. Alright, want van 2 na 5 na 8 is die afstande 5 minus 2 wat 3 is en 8 minus 5 wat ook 3 is. Alright, dieselfde gebeur met die y-waardes. Ons neem dus die presiese middel. Alright. Nou, die tweede voorbeeld wat ek vir julle kan gee is wanneer jy negatiewe koördinate het.
Sê nou maar jy het die middelpunt, of jy moet die middelpunt uitwerk van A, negatief 4 en 6, en B, 8 en negatief 2. Alright, so ons, jy skryf eers jou formule neer, maar ek gaan hom eers van nou uitlos. So dis minus 4 plus 8 op 2 en 6 plus negatief 2 op 2. Alright. Dit gee vir ons minus 4 plus 8 is 4, gedeel deur 2 is 2, en 6 plus negatief 2 is 4, oor 2 is ook 2. So ons middelpunt is 2 en 2. Nou, die middelpunt kan gebruik word om bewysvrae te doen. Byvoorbeeld die middelpuntformule word baie gebruik om vorms te bewys. Byvoorbeeld om te bewys dat 'n vierhoek 'n parallelogram is. Nou as jy nie weet hoe 'n parallelogram lyk nie, ek gaan hom net rofweg teken. So omtrent so iets. Alright, dis jou parallelogram. Jy het jou een diagonaal en jy het jou ander diagonaal. Dis nou die skynslyne. Okay? Jy vind dan die middelpunt van die een diagonaal wat daar is, sê nou maar, en jy vind die punt van die ander diagonaal, die middelpunt van die ander diagonaal, en hy is ook daar. En as die middelpunte dieselfde is, halveer die diagonale mekaar, menende die vierhoek is 'n parallelogram. Nou, ek gaan aanbeweeg na algemene foute. Jy verdeel dalk net een koördinaat deur 2. Byvoorbeeld, as jy 4 en 8 het, en jy deel net een punt deur 2 en jy kry 2 en 8. Dis verkeerd. Jy moet albei koördinate se gemiddelde neem. Die tweede fout is, jy vergeet partykeer julle negatiewe tekens. Sê nou maar jy het, ga jy so ander kleur, 6 plus negatief 4. Dit gee vir ons 2, nie 10 nie. Okay? Fout 3 is julle meng julle x'e en julle y'e. Onthou, dis eers x1 plus x2 gedeel deur 2 en dan y1 plus y2 gedeel deur 2. Alright? Dit is hoe dit werk. 'n Eksamenvoorbeeld kan miskien wees, wat ek vir julle kan doen, is jy kry A is negatief 6 en 4 en B is 10 en 12. Nou julle, skryf maar altyd hierdie formule wat ek nou hier in geel het, hierdie, skryf dit maar altyd neer vir ingeval jy punte verloor as gevolg van 'n fout wat jy gemaak het. Jy behoort punte te kry vir jou formules. Reg? Okay. So die middelpuntformule skryf jy neer. Moenie doen wat ek doen nie, skryf dit eers neer. So dit is minus 6 plus 10 oor 2 en 4 plus 12 oor 2. Reg. Minus 6 plus 10 is 4 en het gedeel deur 2 is daarom 2 en 4 plus 12 is 16, gedeel deur 2 is 8 en daar het jy jou antwoord. Nou, ek gaan nie vir julle oefeninge gee vir hierdie reeks nie. Ek wil net met julle een laaste som doen en ek gaan hom in rooi doen, want hy is vir my baie belangrik. So, die middelpunt van 'n lynstuk, jy kry die middelpunt, is 5 en 3. Jy het die middelpunt. Die een eindpunt is A, 2 en 1. Vind vir B. Alright. Jou wenk wat ek die wenk wat ek vir jou gee is dink terugwaarts. Okay? Stop eers gou hierdie video vir 'n paar sekondes, probeer gou eers self. Maar ek gaan nou vir jou wys hoe om dit te doen.
Okay? Reg, kom ons doen dit. So ons weet, die x-waarde van die middelpunt is 5. Is gelyk aan, die eerste x-waarde is 2, plus die tweede x-waarde gedeel deur 2. Alright, dis ons x-waarde hierdie. Ons y-waarde gaan so lyk. Ons weet dat die middelpunt is 3, so ons sê dis 3, is gelyk aan. Dan sê ons 1 plus die tweede y-waarde oor 2. Nou kan jy dit net algebraies gaan uitwerk. Nou 5 maal met 2 is 10, is gelyk aan 2 plus x 2, en x 2 is daarom 8. Alright, by y, 3 maal 2 is 6, is gelyk aan 1 plus y 2, en y is daarom 5. En b sal daarom wees 8 en 5. Jy kan dit gaan terug instel, wat jy normaalweg sou maak, met die somme wat ons nou van tevore gedoen het, hierdie. Jy kan dit net hier instel, om te kyk of dit regtig waar is, maar ek kan vir jou nou verseker sê, dit is die waarheid wat ek hier vir julle nou neergeskryf het. Dit is 'n baie belangrike konsep hierdie, om terug te kan werk van wat jy gekry het. Nou ja, so, kom ons doen gou vinnige opsomming van wat ons vandag gedoen het. Ons het geleer dat die middelpunt die presiese middel tussen 2 punte is, en ons het die formule geleer. Jy kan x en y apart uitwerk, maar ek skryf dit sommer in die formule in, en ek werk van daar af. Ok, en die middelpunte help om meetkundige vorms te bewys. Nou die belangrikste idee vir hierdie video is dat die middelpunt is waar die 2 punte mekaar presies in die helfte ontmoet. Ek sien julle in les 11.